I'd put a bunch of money in it. Jy sien, die rede waarom ons dit doen is omdat ons mense langs die pad kan ontmoet terwyl ons op ons fietsse is, wat ons nie met motors kan doen nie. Om ons fietsse te neem, bemagtig ons dus ons met 'n unieke geleentheid om die liefde van Jesus oor die hele Verenigde State te deel. In die laat 1890s het 'n Sewende Dag Adventiste literatuur-evangelis myl na myl oor uitgestrekte Australiese landskappe gery en Adventiste boeke verkoop. Sy naam was Philip Reekie. Sy dapper geloof het 'n nalatenskap ontlont wat vandag nog voortduur. Anthony Kent is een van die duisende wat Sewende Dag Adventiste geword het as gevolg van een boek wat aan sy oupa Grootjie langs 'n stowwerige pad in New South Wales verkoop is. In 2022, geïnspireer deur die storie van die fietsry-medewerker, het Anthony 'n span fietsryers meer as 1100 myl gelei van Washington DC na St. Louis vir die wêreldkonferensie-sessie. Hulle het doelbewus getrap, meer as 4000 literatuurstukke uitgedeel en langs die pad met baie mense kontak gemaak. Maar Anthony se bene het net begin opwarm. Die volgende jaar het hy nog 'n span fietsryers na afgeleë Shetland-eilande van Skotland gelei, waar nie 'n enkele Adventis woon nie. 'n Groep leraars het koue winde en steil heuwels getrotseer, vasbeslote om elke bewoonde pad te ry en met almal wat hulle teekom te deel. Ek sal gaan fietsspanne het deur Skotland, Australië en selfs die berge van Papua New Guinea gery. Duisende stukke literatuur is uitgedeel, blywende verhoudings is geskep. Hulle word gemotiveer deur die eenvoudige sending om die onbereiktes te bereik. Weereens het Ek sal gaan span na St. Louis gery. Hierdie keer het hulle reis vanuit Amerika se weste begin. Oor die jare was die hawe van San Francisco die beginpunt van baie sendingreise, insluitend Abraham Leroux wat na Asië en Pitcairn op pad was na die Suidstille Oseaan eilande. Die verstommende Golden Gate brug. My hart gaan net uit na daardie sendelinge wat deur hierdie deurgang na die uithoeke van die aarde geseil het. Hulle het na plekke soos Australië, Nieu-Seeland en die verre ooste in Asië gegaan. Sommige Ek sal gaan fietsryers het van die Weskus af begin en ander het in Colorado aangesluit, maar op snelweë, landspaaie, deur woestye en oor berge het hulle een doel voor oog gehad om die goeie nuus van Jesus te deel. Dit sou net pragtig wees as mense kan bid vir diegene wat ons ontmoet. Ons hoop dat die bietjie inligting wat ons aan hulle gee, vermenigvuldig word en dat die Heilige Gees hulle harte aanraak en hulle groei tot 'n verder begrip van die ware prentjie van Jesus. In Australië, die Shetland-eilande en reg oor Amerika verpersoonlik hierdie fietsryers die oproep om te gaan. Al wat dit verg is geloof, 'n fiets en die bereidwilligheid om te ry.